Wat vir my hoop gee die jaar as ons onder begin, die Kaapstad hawe is iets soos 27% meer vrugte uitgevoer as laas jaar. Ek dink dis baie positief vir daardie vrugteboere. Dan is ons 'n bietjie opkom die graanoeste in die sentrale deel, ek praat van somergraanoeste, is regtig op 'n mespunt gewees. Ons het redelik goed uitgedraai. Daar is hier en daar kwaliteitprobleme. Die pryse is redelik goed. Dit het natuurlik gesak omdat daar tekorte was. En ek dink dis die ander effek, omdat voerpryse besig is om te daal, is die kostes van voerkrale besig om te daal. En dit maak dat speenkalfpryse reeds begin styg. Daar is boere wat vir my rapporteer wat hy by die R40 per kilogram gekry het die week. En Namibië voer dramaties minder speenkalvers in. Hulle het laas jaar iets soos 350,000 speenkalvers ingevoer. Hulle het uitgeslag. Hierdie jaar is dit maar 20% so ver van wat dit was. So dit gaan ook help. En ek dink dan die ander een is ons verwag so 2 rentekoersdalings hierdie jaar. En dit gaan geld in die verbruiker se sak sit en as dit met die ekonomie goed gaan, dan gaan dit beter met ons ook. En ek dink die laaste een is 'n ou oom met my geleer is motorverkope styg, dan styg vleisverkope en motorverkope het ook begin styg. So ek dink daar is 'n klompie positiewe goed. Die belangrikste vir my is ons moenie verdwaal raak in die sykant stories nie. En ook rondom Amerika, as mense 'n bietjie dieper grawe, is daar regtig geleenthede vir ons na ander markte toe. So ek voel meer positief en ek tel dit hier by Nampo ook op. Weet jy die feit dat hier 'n waglys vir uitstallers is, dat hier oor die 900 is, as jy kyk hier's miljarde rande se masjinerie wat hier staan, wat mense wat die landbou ondersteun, ander tegnologie, dan wys dit vir my hulle het baie groot vertroue in die landbou om hierdie investerings te doen. En die ander ding die seker maklik 60% is jong mense. Dan praat ek van mense onder 40 met kinders en jong vrouens. So die landbou is nie 'n doodgaande besigheid nie. Regtig, ek kry elke jaar baie groot moed as ek hiernatoe kom. En dis baie boere wat vir korte tye Amerika toe gaan en almal verkies het om terug te kom. Natuurlik, en baie van die jonger boere gaan ook so om geld bymekaar te maak en dan kom hulle met 'n redelike klompie geld terug wat hulle 'n verdere opstoot gee. So ek dink jy moet ook besef Amerika is 'n totaal ander landboubesigheid as in Suid-Afrika. So dis nie altyd beter nie. Ons is in 'n onstabiele geopolitiese omgewing en ongelukkig het jy finansiering nodig om jou besigheid te groei, maar ons moet oppas as dinge regtig verkeerd loop, dat rentekoerse bietjie opspring. So wees versigtig dat krediet wat jy gebruik regtig produktief aangewend word. En as ek nou dit sê, dan sê ek ook, onthou net, boerdery moet groei, boerdery kan nie stagneer nie. Maar wees versigtig hoe jy daai uitbreiding finansier.